Hallo my liewe mens, ben naam Francis en jy by die Braambos en dit is 'n voorreg om saam met jou hier te kuier. God vra 'n baie belangrike vraag, of hy maak 'n baie belangrike stelling in sy woord en ek wil hê jy moet so oomblik tyd vat en mooi dink oor wat God vandag vir my en jou wil sê. 1 Johannes 4 vers 20 is baie duidelik en ek het baie te doen met mense wat ek sien elke dag met veral huweliksprobleme, verhoudingsprobleme, man en vrou en man en ouers en kinders en ouers en almal kom met hierdie, maar ons is lief vir mekaar, ek is lief vir God, ek het God lief met my hele hart, my hele siel, my hele verstand, maar ek sien nie die vrug van die liefde in jou lewe nie. En ek is seker, God kan nie die vrug van die liefde sien nie. En mans en vrouens slaan mekaar. Ek onthou toe ek 'n kind was daar ook mans en vrouens wat mekaar geslaan het. Maar hulle was, jy het nooit geweet daarvan nie. Dit was nooit in die openbaar nie. Vandag lyk my slaan almal mekaar. Maar ek het jou lief met die liefde van God. En nou wil ek jou vra, ek en jy moet nou so bietjie na 1 Johannes 4 vers 20. God maak 'n stelling, hy sê, as iemand sê ek het God lief, en sy broer en sy suster, hy praat ook op 'n ander plek in die woord van God, van sy naaste, en dan wil almal somme maak, maar wie's nou eintlik die naaste, en sy broer haat, is hy 'n leenaar. God sê, jy is 'n leenaar, want wie sy broer wat hy gesien het, nie lief het nie. Hoe kan hy God lief hê, wat hy nie gesien het nie? Dit is so voor die hand liggend, wat God se woord hier uitwys. En ek wens jy kan bietjie uit jouself uitklim en na jouself kyk, soos wat ek na myself kyk in die kamera vanaand, wil ek hê jy moet na jouself kyk en jy moet sê, ek wil eerlik wees met jou, Ben Loubser. Nee, nie jy met my nie, jy met jouself. Ek moet eerlik wees met Ben Loubser. Het ek God waarlik lief? Voor ek ja sê, moet ek eers besluit, het ek my vrou lief? Het ek my kinders lief? Het ek my kleinkinders lief? Dis die maklike gedeelte. Het ek my ouers lief? Het ek my skoonouers lief? Het ek my vyande lief? Baie moeilik. Baie moeilik. Vir enige mens. My liewe mens. En nou kom God vanaand en hy sê vir my, as jy nie lief is nie, dan is jy 'n leenaar. Nou vra God se gees vanaand vir my en vir jou, hoe behandel jy die mense wat jy sê jy lief het? Jou lewensmaat. Slaan mekaar, vloek mekaar, skeer mekaar se klere. Kinders word gemolesteer. Weet jy wat jy aan 'n kind doen as jy hom molesteer? Ek het nou die dag ding op YouTube gesien, wat ek nooit weer in my lewe wil sien nie. 'n Swart man en 'n swart vrou, wat mekaar se klere skeer en mekaar doodslaan. En so klein baba dogtertjie skree hysteries. En hulle gaan aan soos amper sê blerrie barbare. Mense gaan aan soos barbare. Hulle slaan mekaar. Weet jy wat se skade doen jy aan daai kind? Weet jy wat se skade doen jy aan jou verhouding? Môre wil jy 'n lovey-dovey hand om die lyf in die dorp loop. Maar gisterand toe jy dronk was of sy dronk was, het julle mekaar geslaan. Terwyl Tanya Strauss sing 'n liedjie, waarom maak ons mekaar so seer? En dis die vraag wat God vanaand vir jou en vir my vra. Hoekom haat ons
die mense om ons, maar ons glo ons het God lief. Een fontein kan nie bitter en soet water opbring nie. Een hart kan nie lief hê en haat dieselfde hart nie. Of jy haat nie. God sê in sy woord, as jy sê jy het God lief en jy haat, jy moet jou lewensmaat haat om hom of haar sielkundig af te breek en te vloek en te slaan en te lieg en te bedrieg en 'n buiteegtelike verhouding te hê. Weet jy, liewe mens, wat jy doen as jy dit doen? Jy slaan die spykers weer deur Jesus se hande. Jy druk weer die spies in sy sy. Die woord sê, julle kruisig Jesus daagliks. Ja, maar wat doen ek? Ek gaan kerk toe. Ek gee my 10de. Dit beteken niks. As jy nie die liefde van die Heilige Gees van God in jou het nie. As jy die liefde het, sal jy jou medemens beter behandel. Sal jy jou lewensmaat beter behandel, jou kinders, jou ouers. Ek wens ek het tyd dat ek jou vertel, wat doen mense wat langs jou in die kerk sit met mekaar, na ure, as niemand weet nie. Maar die arme pastoor moet dit weet, en dan moet hy Sondag op die preekstoel staan en sê, wie wil saam gaan hemel toe? En almal sê amen. As ek so lus en hang so oor, en sê, man, jy lieg, vertel vir die mense, wat doen jy by jou huis? Ongelukkig weet die predikant te veel. Kom ons bid, Here, in die naam van Jesus Christus, help. Help ons, laat ons weet, ons lieg. Ons lieg vir mekaar, ons lieg vir onsself, ons lieg vir God. Maar ons kan nie vir God lieg nie, ons kan nie vir onsself lieg nie. Here, daarom bid ek vanaand vir mense wat waaragtig op hulle knie gaan, mekaar om verskoning vra, God vergifnis pleit en dit nooit weer doen nie, in Jesus naam. Amen. My liewe mens, my telefoonnommer is 072 577 1196 072 577 1196. Baie dankie vir almal wat inskakel, baie dankie vir al die gebede, baie dankie vir al die terugvoer, baie dankie vir die wat finansiëel kan bydra om ons op die lig te hou. Dis alwaarvoor dit daai finansies gaan. Ek koop nie nog 'n karretjie nie. Nou die dag 1 opgeneem met die demonstrasie en 'n karretjie laat val in stukke. Ek het amper gehuil. Baie liefde, Ben en Francis Loubser. Ons is by Jesus is lig in Eastvale Springs. Amen.